Ons gesels oor prioritiseer welstand as deel van jou fisieke en geestelike gesondheid hier so in die naderdraai van die jaar. En nou juist by oujaarsaand het ek nie regtig gedink voor die tyd toe ek die stukkies uitgewerk het nie, maar ek wil juist praat oor slaap vir herstel en fokus. En ironies genoeg is oujaarsaand die aand waar mense dalk nie so baie slaap nie. Maar kom ons neem dit as beginsel. Want ons het al so gewoond geraak om laatnag WhatsApps en e-posse en internetsoektogte te doen. En dit laat slaap eerder na 'n luukse voel as 'n noodsaaklike kern van welstand. Interessant wys sowel die Bybel as die moderne sielkunde en wetenskaplike navorsing dat slaap nie net 'n biologiese behoefte is nie. Dis ook 'n geestelike praktyk en wel van vertroue, van oorgawe, van herstel. Ek lees vandag Psalm 127 en dis 'n pelgrimslied wat Salomo geskryf het in 'n tyd toe mense se oorlewing afhanklik was van baie moeisame en moeitevolle arbeid. En die Psalm herinner Israel dat selfs hulle uiterste inspanning nutteloos gaan wees as hulle nie inkom in God se ritme van rus en herstel nie. Hoor wat skryf hy in Psalm 127 vers 2. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Nou dit help 'n mens verstaan dat jou moeite relatief is tot jou rus. God se geskenk is juis ook rus. So vandag se lewe lyk anders, maar ons ingesteldheid is dieselfde. En een van die eerste goed wat in die slag bly as ons jaag na wat ook al, is ons slaap. En tog wys navorsing in die sielkunde dat kwaliteitsslaap 'n direkte invloed het op ons emosionele stabiliteit, konsentrasie, kreatiwiteit en ook langtermyn welstand. Ed Diener se werk byvoorbeeld toon dat herstelprosesse tydens slaap ons vermoë om positiewe emosies te ervaar en uitdagings met helderheid te hanteer baie beslis versterk. So, wanneer jy nou gaan slaap, maak jou kamer donker en koel. Sit jou foon 'n bietjie vroeër neer. Lees 'n kort skrifgedeelte, bid en laat jou asemhaling stadig afneem. Dink aan slaap as jou vertroue in God wat jou en jou drome versorg en jou bovendien herstel in jou rus. Slaap word op hierdie manier 'n geestelike keuse om God te eer en dis ook om jouself respekvol te hanteer sodat jy die volgende dag jou beste fokus kan gee en 'n kwaliteit lewe kan hê. Leef geïnspireerd.